In hierdie lesie van vandag is ons nou nog steeds besig met trigonometrie en ons gaan vandag se lesie kyk na spesiale hoeke in trigonometrie. In my opskrifie maak ek nou sommer net spesiale hoeke. Die spesiale hoeke in trigonometrie waarmee ons altyd gaan werk is 0 grade, 30 grade, 45 grade, 60 grade en 90 grade. Nou dit is altyd ons spesiale hoeke, 0 grade, 30 grade, 45, 60 en 90 grade. Nou om somme met behulp van spesiale hoeke te kan oplos, is altyd die vraag, jy gaan altyd wees, los op sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. Nou goed, om somme met behulp van spesiale hoeke en sonder die gebruik van 'n sakrekenaar op te los, gaan ons gebruik maak van ons spesiale hoeke se driehoekies. Nou die eerste enetjie wat ek gaan teken, want hy is nou die heel maklikste, is sommer die hoekie van 45 grade. So as ons 'n hoek het van 45 grade, dan teken ons spesiale driehoekie. Nou onthou, hierdie somme moet jy altyd hierdie spesiale driehoekies gebruik, want die vraag is nou sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. En daar is wel maniere wat 'n mens agterkom dat julle wel julle sakrekenare gebruik, so ek gaan nie nou vir julle die geheim weggee nie. Goed, die eerste driehoekie waarmee ek gaan werk, is my 45 grade hoekie. Nou 45 grade weet ons, gaan 'n gelykbenige driehoekie wees, want dit gaan beteken dat hierdie boonste hoekie van my ook 45 grade is. Nou met ons spesiale hoeke se driehoekies gebruik ons 1 as die lengte van ons reghoeksye. Dit beteken ons gaan ons skynsy bepaal met behulp van Pythagoras. Met ander woorde, ons skynsy gaan gelyk wees aan die vierkantswortel van 1 se kwadraat plus 1 se kwadraat, want dit is mos nou die som van die vierkante van my reghoeksye, en dit gee vir my die vierkantswortel van 2. En hierdie is nou met behulp van Pythagoras wat ons dit uitgereken het. Met ander woorde, nou sien ons, dit is ons spesiale hoekie, so ons skynsy se waardetjie is nou wortel 2. Nou dieselfde beginsel geld nog steeds, so as ons praat van die sin van 45 grade, dan bly dit my teenoorstaande sy op my skynsy. En julle kan sien, my teenoorstaande sytjie is 1 op my skynsy, wat ek nou die antwoord van uitgewerk het, wat wortel 2 is. Met ander woorde, die sin van 45 grade bly my teenoorstaande sy op my skynsy, wat 1 op wortel 2 is. My kos van 45 grade bly my aangrensende sy op my skynsy, en as ek nou weer kyk, wat is my aangrensende sy? My aangrensende sytjie is die 1, en my skynsy bly die wortel 2. Met ander woorde, my kos van 45 grade is ook 1 op wortel 2. Goed, wat hier 'n belangrike ding is wat julle kan opmerk, is die sin van 45 grade is gelyk aan die kos van 45 grade. En as julle mooi kyk, kan julle sien, maar 45 grade plus 45 grade gee vir my 90 grade, en hulle is met ander woorde komplementêre hoeke. Onthou, komplementêre hoeke is hoeke wat saam 90 grade gee. Goed, so dis net 'n belangrike opmerking wat julle daar kan raak sien. Dan gaan ons kyk na die tan van 45 grade. Die tan van 45 grade bly my teenoorstaande sy op my aangrensende sy. Nou as ek nou kyk na my teenoorstaande sytjie op my aangrensende sy, dan sien ek teenoorstaand is 1 en aangrensend is 1, met ander woorde
1 gedeel deur 1 is 1. Goed, nou vir dieselfde kan ons mos nou die omgekeerdes ook doen. So die sin van 45 grade is 1 op wortel 2. Die omgekeerde van sin is cosec. Cosec van 45 grade is met ander woorde wortel 2. Tannie skryf nou nie wortel 2 op 1 nie. Dit is net wortel 2. Goed. Die cos van 45 grade het ons gesien is ook 1 op wortel 2. Dit beteken die omgekeerde van cos wat sec is. Die sec van 45 grade is dan ook wortel 2. Die tan van 45 grade is 1. Die omgekeerde van tan is cot. Die cot van 45 grade gaan ook gelyk wees aan 1. Goed, so dit is dan die waardes wat ons gebruik as ons met 'n hoekie van 45 grade werk. Nou my volgende driehoekie waarmee ek gaan werk vir my om hom maklik te onthou, teken ek altyd 'n gelyksydige driehoekie. Kom ek probeer nou net gou 'n gelyksydige driehoek teken. Goed, so hier het ons gelyksydige driehoekie. As ons 'n gelyksydige driehoek het, dan weet ons elkeen van die hoeke se grootte is 60 grade. Nou wanneer ek uit my gelyksydige driehoek uit 'n loodregte 'n lyn loodreg gaan teken uit een hoek van die driehoek uit, beteken dit hierdie sy wat ek nou intrek wat loodreg is op die ander sytjie, beteken hy gaan hierdie sy halveer. En dit beteken dan ook dat hy hierdie hoek halveer. Met ander woorde, elkeen van hierdie hoeke is 30 grade. So julle kan nou sien, ons werk met ons gelyksydige driehoekie, gaan vir ons 60 en 30 grade se oplossing al gee. So, as ek nou gesê het, elkeen van hierdie sye is 2 cm lank, dan beteken dit hierdie middelloodlyn halveer nou hierdie sy, met ander woorde, elkeen van die sye is 1 cm lank, omdat dit nou in die helfte is, né? So, nou gaan ons weer met Pythagoras hierdie gemeenskaplike sytjie uitwerk. So ons kan sê my reghoeksytjie gaan gelyk wees aan die vierkantswortel van 2 se kwadraat minus 1 se kwadraat. Want ons het nou ons skeiersy en ons het ons een reghoeksytjie is 1. En dit is met behulp van Pythagoras wat ons dit uitwerk. Met ander woorde, ons kry 4 minus 1, met ander woorde, die wortel 3 is hierdie reghoeksy. So ek skryf nou hierdie wortel 3 beteken hierdie reghoeksy se waarde is wortel 3. Nou dis hierdie driehoekie wat ons altyd moet gaan onthou wanneer ons spesiale hoeke gebruik om probleme op te los sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. So as ons nou na hom gaan kyk, kan ons sien die sin van 30 grade bly my teenoorstaande sy op my skynsy. So hier moet ons nou net mooi kyk, sin van 30 grade, teenoorstaande sy op my skynsy. Met ander woorde, die sin van 30 grade is 'n half. My cos van 30 grade is my aangrensende sy op my skynsy. Watter een is nou my aangrensende sy? Met ander woorde, die sytjie wat aan die 30 grade raak, is my aangrensende sy. My skynsy bly 2, met ander woorde, dit gee vir my 'n antwoord van wortel 3 op 2. Die tan van 30 grade
tan onthou is nou my teenoorstaande sy, teenoorstaande sy op my aangrensende sy. So die tan van 30 grade teenoorstand op aangrensend en dit gee vir my 1 op wortel 3. Goed, onthou die omgekeerde geld ook nou. So, kom ons kyk gou-gou, die omgekeerde van sin is cosec. So, cosec van 30 grade is met ander woorde 2 op 1. Die omgekeerde van cos is sec. Die sec van 30 grade is dan 2 op wortel 3. Die omgekeerde van tan is cot. So die cot van 30 grade is dan wortel 3 op 1. Goed, so die belangrikste is dat julle hierdie deel onthou van die sin, kos en tanhoeke. Dis net in graad 10 wat julle met cosec, sec en cot op werk, maar nodig dat julle dit ook ken. Goed, nou kom ons kyk, ons gebruik dieselfde driehoekie om te werk met die sin van 60 grade. Sin van 60 grade is nou weer net, onthou, weer eens sin is my, teenoorstaande sy op my, skyn sy. As ek kyk na sin, die teenoorstaande sy is wortel 3. Op my skyn sy wat 2 is. Goed, kos van 60 grade. Kos van 60 grade is aangrensend op skyns. Met ander woorde, aangrensend op skyns gee vir my weer 1 op 2. 'n half met ander woorde. Die tan van 60 grade is my teenoorstand op my aangrensend. Waar is my teenoorstand? Teenoorstand is wortel 3 op aangrensend is 1. Met ander woorde, my antwoord hier is wortel 3. Goed, as ons kyk na die omgekeerde van sin is cosec. Cosec van 60 grade is dan 2 op wortel 3. Omgekeerde van kos is sec. Sec van 60 grade is 2. Tan van 60 grade se omgekeerde is cot. Die cot van 60 grade is dan 1 op wortel 3. Goed, wat weer baie belangrik is, wat julle hier ook kan sien, as julle kyk na die sin van 60 grade is dieselfde as die kos van 30 grade. Die kos van 60 grade is dieselfde as die sin van 30 grade. Goed, so wat ons uit dit uit ook weer sien, is 60 grade en 30 grade. 60 grade plus 30 grade gee vir my 90 grade. Met ander woorde, hulle is ook komplementêre hoeke. So Tannie gaan sommer hierson nou hierdie ook skryf, wat baie belangrik is, laat julle dit onthou. Die sin van 'n hoek soos theta is dieselfde as die kos van die komplement. Komplement van theta. Komplement van theta beteken dis die hoek, wat as jy hom by theta tel, kry jy mos nou 90 grade. So, as ons byvoorbeeld het, die sin van A is gelyk aan die kos van B, dan beteken dit dat A plus B gelyk moet wees aan 90 grade. Goed, so dis 'n belangrike ietsie om te onthou. Nou, is daar nie regtig mos nou driehoekies wat ons kan teken vir 0 grade en 90 grade nie. Maar Tannie het nou maar gedink om terwille van die duidelikheid van dit wel vir julle 'n driehoekie te teken
met 'n 0 grade. Ek hoop julle verstaan dit mooi. Met die sye van 'n 0 grade en 'n 90 grade ook. So kom ons probeer mooi dink daaroor as hierdie hoek 0 grade is en hierdie skynsy se lengtetjie van my is 1. Dan beteken dit mos nou eintlik hierdie skynsy lê op my x-asie, wat dan beteken dit hierdie 1 moet 1 wees. Dan beteken dit die lengte van hierdie sy is 0. As julle dit mooi kan probeer verstaan. Met ander woorde, as ons kyk na die sin van 0 grade, sin van 0 grade bly my teenoorstand op skyns. Met ander woorde, dis 0 op 1 wat vir my 0 gee. Die kos van 0 grade is aangrensend op skyns. Met ander woorde, dis 1 op 1 wat vir my 1 gee. Die tan van 0 grade is teenoorstand op aangrensend, met ander woorde, dis ook 0 op 1 wat vir my 0 gee. Goed, so dan ek gaan net sin, kos en tan met hulle doen, want cosec gaan ook dan 0 wees, sec gaan ook 1 wees en cot gaan ook 0 wees. As ons kyk na 'n hoekie wat ons nou byvoorbeeld sê nou maar daai hoek is dan nou 90 grade, dan beteken dit, kom ons kyk dan nou byvoorbeeld as hierdie hoek nou 90 grade is, as julle kan probeer om julle voor te stel, dan beteken dit hy het 'n draaiing gemaak, as hierdie sy 1 is, beteken dit daai y-waardetjie van hom moet ook 1 wees, en sy x-waarde gaan dan eintlik 0 wees, want onthou, as jy nou dink op die assestelsel, as hy mos nou 90 grade gegaan het, dan is hy tot daar. Met ander woorde, hierso lê jou sytjie. So as hy 1 is, beteken dis jou skynsy en jou teenoorstaande sy, jou y-waardetjie is albei 1. So, as ons na hom kyk, dan gaan sien ons die sin van 90 grade is my teenoorstaande sy op my skynsy, wat 1 op 1 is wat vir my 1 gee. Die kos van 90 grade is my aangrensende sy op my skynsy wat 0 op 1 is wat vir my 0 gee. Die tan van 90 grade is my teenoorstaande sy op my aangrensende sy wat vir my 1 op 0 gee, en dit is ongedefinieerd. Want onthou, ons mag nie deel deur 0 nie. Goed, so. Kom ons kyk nou na 'n paar voorbeelde van hoe die vraag gevra sal word wanneer jy hierdie spesiale hoeke moet driehoekies moet gebruik. Onthou, jy moet hierdie spesiale driehoekies mooi leer, want jy moet dit op jou vraestel kan teken, sodat jy hulle kan gebruik. So kom ons kyk nou net na 'n paar voorbeelde. Goed, nou wanneer hierdie vraag vir ons so gevra word, bepaal die waarde van tan kwadraat 60 grade minus 2 sin 30 grade kos van 60 grade plus 2 kos kwadraat 45 grade kos maal met kos 0 grade, sonder 'n sakrekenaar, is die eerste ding wat jy moet doen, is jy moet jou driehoekies teken. Tannie teken dit nou net hier klein terwille van die spasie, so 45 grade het ons 1, 1 en wortel 2. Dan het ek my driehoekie, wat ek het met my 60 grade, my 30 grade, hierdie is 1, 2 en wortel 3. Dan het ek my driehoekie met 0 grade weet ek hierdie is 1, 1 en 0, en ek het my driehoekie met 90 grade, dan beteken dit daai enetjie is 1, 1 en 0. Met ander woorde, ek begin nou met my sommetjie van tan kwadraat 60 grade minus 2 sin 30 grade maal met die kos van 60 grade
plus 2 cos kwadraat 45 grade maal met die cos van 0 grade. So kom ons begin. Tan van 60 is my teenoorstaande sy op my aangrensende sy tanta, met ander woorde dit is wortel 3 op 1 se kwadraat, minus 2 maal die sin van 30 grade. Sin van 30 grade is my teenoorstaande sy op my skynsy, met ander woorde dit is 'n half. Volgende enetjie is die cos van my 60 grade. Wat is cos van 60 grade? Aangrensend op skyns. Dit gee ook vir my 'n half. Plus 2 maal die cos kwadraat van 45 grade. So wat is die cos van 45 grade? Cos van 45 grade is my aangrensende sy op my skynsy. Dit gee vir my 1 op wortel 2 se kwadraat. Maal met die cos van 0 grade. Wat is my cos van 0 grade? Is aangrensend op skyns. Met ander woorde, dit is 1. Goed, so dit is nou wortel 3 maal wortel 3 gee vir my 3. Minus 2 maal 'n half en dit gee vir my 'n half. Plus 2 maal 1 op wortel 2 maal 1 op wortel 2 is 'n half. Maal met 1. So as ek hierdie vereenvoudig, dan kry ek 3 minus 'n half plus 1. En dit gee vir my 7 op 2. Jy kan dit ook skryf as 3 en 'n half, dan is hy omgewerk as 7 op 2. Nou sê hulle vir my, bepaal sonder 'n sakrekenaar hoek A as die eerste enetjie wat ons nou na gaan kyk, 2 sin A gelyk is aan wortel 3. Met ander woorde onthou, ons moet nou ons funksie isoleer, met ander woorde ons moet sin A alleen kry. So ek kry die sin van A, en om dit te gaan doen, ons moet sin A alleen kry, om dit te kan doen, gaan ons deel deur 2, wat ons links doen, moet ons regs doen, so ons kry die sin van A is gelyk aan wortel 3 op 2. En dan gaan sommer hier weer kyk na ons boonste driehoeke. Watter sin van A, kan ek sien die sin van 60 grade, gee vir my wortel 3 op 2. Sien julle by hierdie enetjie, sin van 60 grade gee vir my wortel 3 op 2. Wat beteken dit? Dit beteken dat hoek A gelyk is aan 60 grade. Nommer 2 sê vir my, die cos van 3A is gelyk aan 'n half. Nou kom ons gaan net weer op na ons boonste enetjie toe. Onthou ons hele hoekgrootte. Ons hele hoekgrootetjie is nou 3A. So ek gaan hier kry 3A is gelyk aan. Kom ons kyk gou-gou. Waar is cos van watter hoek is gelyk aan 'n half? Nou hier sien ek die cos van 60 grade is 'n half. Met ander woorde, dit beteken 3A moet gelyk wees aan 60 grade. Daarom kan ek sê ek wil A alleen hê. Onthou, om A alleen te kry, gaan ek deel deur 3, wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, hoek A is gelyk aan 20 grade. Die derde vraagie sê vir my, die sin van A is gelyk aan die cos van
2a. Nou julle sal onthou, ons het nou hier gekyk, het ons gesê, die sin van a, as dit gelyk is aan die kos van b, dan sal a plus b gelyk wees aan 90 grade. Met ander woorde, ek kan daarom sê a plus 2a moet gelyk wees aan 90 grade. Ek kry met ander woorde 3a is gelyk aan 90 grade. Ek wil a alleen hê, so ek deel deur 3 wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, a is gelyk aan 30 grade. Goed, so ons werk met hierdie enetjie met ons 45 grade driehoekie. So jy teken jou 45 grade driehoekie. Onthou in die toets as jy hom gaan teken, teken jy hom net een keer sommer op jou rofwegblad. En dan kan ons sê, okay, hierdie is my 45 grade, jy het 1 en wortel 2. Nou kan ons hiervanaf gaan sê, sin kwadraat van 45 grade, sin is, teenoorstand op skuins is 1 op wortel 2 se kwadraat, plus kos kwadraat van 45 is aangrensend op skuins, wat 1 op wortel 2 se kwadraat is. Dis dieselfde. Met ander woorde, dit gee vir my 'n half plus 'n half en dit is gelyk aan 1. Okay, die volgende enetjie bereken deur spesiale hoeke of sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. Sê vir my tan kwadraat 45 grade plus die sin van 30 grade maal met die kos van 60 grade. Ons 45 grade driehoekie het ons nou al. So Tannie gaan net gou die 60 grade en die 30 grade driehoekie teken. Hierdie hoekie is 90 grade, daai hoek is 60 grade, die boonste hoekie is 30 grade, die aangrens 1, 2 en wortel 3 is my driehoekie. Goed, so as ons gaan kyk na die tan van 45 grade, tan is my teenoorstaande sy op my aangrensende sy, so 1 op 1 is 1, 1 se kwadraat, plus die sin van 30 grade, sin van 30 grade, onthou dit is nou 30 grade soos my teenoorstand op skuins, en dit gee vir my 'n half, maal met die kos van 30 grade, maal met die kos van 60 grade, die kos van 60 grade is aangrensend op skuins, wat ook 'n half is. Met ander woorde, dit gee vir my 1 plus 'n kwart, en dit gee vir my 5 op 4, of jy kan hom ook skryf as 1 en 'n kwart. Goed, ek hoop hierdie voorbeeldjies help nou al vir jou. As ons verder kyk na nog 'n voorbeeldjie, kom ons doen net gou nog so 'n paar. Die kos van 30 grade maal met die sin van 60 grade. Kos van 30 grade is my aangrensend op skuins, so my kos van 30 grade, kos van 30 grade is my aangrensend op skuins wat wortel 3 op 2 is. Maal met my sin van 60 grade teenoorstand op skuins, gee ook vir my wortel 3 op 2, en dit gee vir my 'n antwoord van 3 op 4. As ons kyk na die sek kwadraat van 45 grade, minus die tan kwadraat van 45 grade. Onthou, sek is die omgekeerde van kos. So as ons weer kyk na ons 45 grade driehoekie, 1 en wortel 2,
So as ons kyk na kos, die kos van 45 grade is 1 op wortel 2, so die sek van 45 grade gaan gelyk wees aan wortel 2. Goed, met ander woorde, ons kry hier wortel 2 se kwadraat minus die tan van 45 se kwadraat. Tan van 45 is 1. Met ander woorde, ons kry 2 minus 1 en my antwoord is 1. As ons kyk na die sin van 60 grade, maal met die kos van 30 grade, minus die kos van 60 grade, maal met die sin van 30 grade, dan gaan ons kry, dit is wortel 3 op 2, maal met wortel 3 op 2, minus 1 op 2, maal met 1 op 2. So dit gee vir my 3 op 4 minus 1 op 4, wat vir my 2 op 4 gee, en 2 op 4 is gelyk aan 'n half. As ons kyk na die cosec van 90 grade, maal met die sin van 90 grade, dan kan ek sê cosec is die omgekeerde van sin, maar sin is 1, met ander woorde cosec is ook 1, 1 maal 1, en dit gee vir my 'n antwoord van 1. Ons kyk na die laaste voorbeeldjie, en dan kan julle die les inoefen met behulp van julle huiswerkies. Die kot kwadraat van 45 grade, plus die tan kwadraat van 60 grade, minus die sin kwadraat van 0 grade, minus die kos kwadraat van 0 grade. So ek kry die kot van 45 grade is 1 se kwadraat, plus die tan van 60 grade is wortel 3 se kwadraat, minus die sin kwadraat van 0 grade, sin van 0 is 0, sin se kwadraat bly 0. Kos kwadraat van 0 grade is 1 se kwadraat, dit bly 1. Met ander woorde, ek het 1 plus 3 minus 0 minus 1, en dit gee vir my 'n antwoord van 3. Jy kan hierdie lesie nou mooi inoefen deur jou huiswerk te voltooi. Onthou dat jy jou spesiale driehoekies teken, sodat jy uit hulle uit kan aflees wat die waarde is wat jy moet inskryf. Geniet dit.